Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 12de Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: Ponzi skema, beskuldigdes, kry nie borg nie. Nuushooftrekke vir vandag: DA kry inligting by advokaat Gerrie Nel. Ponzi skema beskuldigdes, kry nie borg nie. Aktivis van Venezuela kry die Nobelprys vir vrede. Dr. Wouter Basson se hofsaak kom in 2026 voor die hof. Stommers wen derde VRK wedstryd in 'n ry. Cape Epic fietsry terug na die platteland in 2026. Eergister was dit die staat se beurt op gronde vir sy teenstand van borgtog vir die 5 beskuldigdes aan die hof. Maria van Heerden wat 63 jaar oud is, haar man Heinrich wat 67 jaar oud is, Maria se dogter Catherine Steinberg 42 jaar oud en ander 2 beskuldigdes, Michelle Phillips wat 56 jaar oud is en Daniel Stein wat 51 jaar oud is, staan reg op meer as 480 aanklagtes van onder meer bedrog, diefstal, geldwasery en die lewering van finansiële dienste sonder dat hulle geregistreer is in gevolge die wet op finansiële advies en tussengangersdienste. Die 5-tal het die afgelope 2 weke hulle borgtog aansoeke deur middel van beëdigde verklaringe by die hof ingedien. Bankrekords wat miljoene rande in beweerde bedrieglike oordragte toon, aankope van dierartikels soos 'n Harley Davidson motorfiets, fiktiewe kontrakte, kwalifikasies en geloofsbriewe is onder die bewyse. Die saak is 'n komplekse finansiële ondersoek na die beweerde Ponzi skema se struktuur met verskeie slagoffers wat betaal het vir beleggings in diamante. Maria het na bewering, valse beweringe aan slagoffers gemaak dat sy by die De Beers myn gewerk het, dat Heinrich glo diamanthandelslisensie gehad het en dat Maria self so ver gegaan het om in sommige gevalle haar hare af te skeer om slagoffers te oortuig dat sy kanker het en ten doel het om slagoffers te oorreed om in haar onderneming te kan belê. Redes vir die staat se teenstand van die borg vir elke beskuldigde is: elkeen is 'n vlugrisiko, elkeen het geen vaste eiendom in Suid-Afrika nie. Hulle besit 'n bewering eiendom in Frankryk en in België. Daar is ook valse voorstellings van beweerde kwalifikasies, beweer om 'n advokaat en forensiese kenner te wees. Valse beweringe van terminale siekte om glo beleggers na hulle toe te lok. Die hof het die saak tot maandag uitgestel vir die verdediging om hulle repliek op die staat se redes te verskaf. Ook het die hof volgende week Woensdag geoormerk vir die regspanne se betooghoofde vir slotbetoog in hierdie aansoeke. Salje Brink, wat burgemeester van Tshwane was, totdat Action SA uit die veelpartykoalisie onttrek het, donderdag met advokaat Gerrie Nel, hoof van die private vervolgingseenheid van Pretoria vergader. Die DA sal ook na ander kampvegters teen korrupsie uitreik. Korrupsie op munisipale vlak vererger volgens hom die lewe van die mees kwesbare mense wat reeds weens armoede ly. Dit was 'n baie insiggewende en interessante gesprek gewees. Ons het advies gekry oor hoe om behoorlike klagtes by die polisie aanhangig te maak en hoeveel skade 'n onbekwame klaar aan 'n saak kan aanrig. Barry Bateman, woordvoerder van AfriForum se private vervolgingseenheid, sê by navraag het Brink se versoek verwelkom om te gesels om die onvermoë om misdadige elemente in plaaslike regering weens hulle wandade te laat boet. AfriForum het die private vervolgingseenheid juis gestig sodat mense wat weens politieke redes vervolging vryspring verantwoordbaar gehou word vir hulle dade. Die eenheid is gewillig om saam te werk met enige persoon of instelling wat wil opstaan teen korrupsie en diefstal wat plaaslike regering verlam. Die sake wat Nel al wel opgeneem het, was nie beperk tot Afrikaner slagoffers nie. En as hy 'n rol kan speel om munisipale korrupsie hok te slaan, sal dit tot voordeel van almal wees. Senzo Mchunu het buite sy magte as minister van polisie opgetree toe hy 'n brief uitgestuur het waarin hy beveel het dat die taakspan wat politieke moorde ondersoek onmiddellik moet ontbind en dat die vakante poste in misdaadintelligensie nie gevul mag word nie. Muzi Matlala is in Mei in hegtenis geneem weens poging tot moord nadat hy glo sy ex-meisie wou vermoor het. Hy word ook betrek by beweerde polisiekorrupsie en het glo bande met Senzo Mchunu, die polisieminister. Sou hy inligtingsessie hou en sy Mchunu se probleme aan die span voorlê, kon ons daarop gereageer het en kon hy 'n opdrag gegee het of ons kon gesamentlike oplossing gevind het Masemola aan die hof gesê. Hy donderdag vir 'n tweede keer voor die ad hoc komitee getuig oor beweringe van luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, oor polisiekorrupsie. Mkhwanazi het luitenant-generaal Shadrack Sibia, nasionale adjunkt polisiekommissaris, ook daarvan beskuldig dat hy meer as 120 saakdossiere van die taakspan weggeneem het.
Mchunu en Sibiya is intussen op spesiale verlof geplaas. Advokaat Leonard Breitenbach, DALP, het Masemola behoorlik laat sweet, omdat sy meen, hy het nie sy gesag as die land sy top polisiebeampte uitgevoer nie. Volgens Masemola het hy alles in sy vermoë gedoen om die taakspan te beskerm. Hy sê solank as waar daar politieke moorde is, sal hierdie taakspan bly voortleef. Die taakspan is tot vandag toe nog operasionele tye in die hof gesê. Breitenbach het daarop geantwoord en gevra of Mchunu Masemola se baas is, waarop Masemola ja geantwoord het. Breitenbach wou ook weet waarom Masemola Mchunu nie by die parlement verklaar omdat hy die polisie se sake ingemeng het nie. Die Nobelprys vir Vrede is eergister toegeken aan Venezuela se oppositieleier en demokrasie aktivis Maria Corina Machado. Machado is deur die Nobelpryskomitee beskryf as 'n verenigde figuur in wat 'n brutale staat geword het. Sy het in die oproep, waarvan 'n opname op sosiale media geplaas is, sy sê sy is vol vertroue dat die oppositie daarin sal slaag om 'n vreedsame oorgang na demokrasie in haar land te verseker. Werk baie hard daaraan om dit te bereik, maar ek is seker dat ons sal seëvier, het sy aan die mense gesê. Machado, wat die afgelope jaar vir haar veiligheid moes skuil, is vereer vir haar onvermoeide werk om demokratiese regte vir die mense van Venezuela te bevorder en vir haar stryd om 'n geregverdige en vreedsame oorgang van diktatorskap na demokrasie te bewerkstellig. Die Withuis het eergister die Nobelpryskomitee se besluit gekritiseer om Machado as die wenner aan te wys in plaas van president Donald Trump. Die aansoek van Dr. Wouter Basson, waarin hy die Raad vir Geestesberoepe, die RGB, vir die Hooggeregshof in Pretoria dag oor 'n bepaalde tigstappe teen hom sal aanstaande jaar aangehoor word. Basson, 'n praktiserende kardioloog van Panorama in die Kaap, kan sy mediese lisensie verloor as die RGB om in 'n tigverhoor op klagtes van professionele wangedrag skuldig bevind. Basson vra die hof vir interdikt teen die RGB om hulle te keer om die tigstappe voort te gaan, omdat daar volgens hom onder meer die onnodige vertragings in die afhandeling daarvan was. Die beweerde oortredings het volgens Basson meer as 40 jaar gelede gebeur en die klagtes is reeds in 2000 by die RGB ingedien. Die RGB se eerste tigverhoor teen Basson het in 2007 begin en is jare later eers skuldig bevind. Verdere regstappe en hofaansoek het egter tot nog vertragings in hierdie verband gelei. Die hof het in Basson se guns beslis en die besluit van die lede om hulle nie te onttrek nie tersyde gestel. Die RGB het hom in 2019 en 2020 tot die appelhof in die konstitusionele hof gewend om die uitsprake tersyde te stel, maar was onsuksesvol in beide gevalle. Die RGB sê die saak sou vinniger gevorder het indien Basson sy eie regskostes betaal het. Anders strawe sluit in 'n waarskuwing, boete of 'n skorsing vir 'n bepaalde tydperk. Mense wat minder as 6 ure slaap per nag inkry, loop 'n groter risiko om diabetes en hartprobleme met vernoude are op te doen, sê die Discovery groep. Discovery sê 47 miljoen slaaprekords wat vir die navorsingsgebruikers is een van die grootste datastelle hieroor in die private sektor wêreldwyd. Dit is inligting wat van 105.000 individue wat oor verskeie jare ingesamel is, asook data van die Discovery Health mediese skema, die DHMS, oor eise en tendense rakende slaapprobleme. Eise vir slaapprobleme wat deur die mediese fonds ontvang word, het tussen 2008 en 2024 byna verdriedubbel. As slaap verbeter word, is dit een van die kragtigste aanwysers van langtermyngesondheid en langlewendheid. Die verslag toon mense wat minder as 6 ure per nag slaap, vergelyke mense wat 7 tot 8 ure slaap, se risiko is soveel hoër. 65% vir diabetes, 41% vir obesiteit, 33% vir hartsiektes en 20% vir depressie. 'n Gebrek aan slaap verhoog ook die kans op ongelukke. Genoeg slaap verminder die risiko van motorongelukke. Tot 32% is daar bevind. Betalings van bykans 37 miljoen rand deur die padongelukke fonds, die POF, is in September onderskep en na bedrieglike bankrekeninge oorgeplaas. CPC Wemtlangeni, senior bestuurder in die kantoor van die OG, verantwoordelik vir die POF, sê in sy voorlegging, 2 kennisgewings van materiële ongeruimthede is op 15 September aan die aanspreeklike beampte van die entiteit uitgereik. Een daarvan het verband gehou met die ongemagtigde verandering van bankbesonderhede wat tot die herleiding van betalings na bedrieglike bankrekeninge aanleiding gegee het. Die ander een behels die oorbetaling van eise van 6,4 miljoen rand weens onvoldoende verifikasie wat tot duplikaatbetalings gelei het. Nadat die betalings gedoen is en besonderhede nagegaan is vasgestel dat die besonderhede verskil. Presies waar die veranderings plaasgevind het, word nou ondersoek nadat die POF die saak by die polisie aangemeld het. Dit is die eerste keer dat hierdie soort verlies in die omgewing van die entiteit voorgekom het.
LPS het ook gehoor, verskeie werknemers van die POF is hulle geruime tyd so ver terug as 2021 geskort, hulle sake was steeds aan die gang in die 2025 boekjaar. Die 15de jaarlikse dagbreek straatmyl word Woensdag in Stellenbosch beslis. Van jaar se byeenkoms sal bykomende geland sê, aangesien twee grootes van Suid-Afrikaanse atletiek, naamlik Johan Fourie en Wyle de Villiers Lambreg, waar tydens die SA Helde sal vereer gaan word. Lambreg is die eerste Suid-Afrikaanse atleet wat 'n droommyl gehardloop het. Hy het hierdie prestasie op 13 November 1964 op Koetsenburg in die Eikestad behaal en is die enigste atleet ter wêreld wat dit kaalvoet kon gedoen het. Fourie spog met 53 droommyle, die meeste nog deur enige Suid-Afrikaanse atleet. Hy was 27 jaar lank die Suid-Afrikaanse rekordhouer in hierdie myl. Hy is die enigste atleet ter wêreld wat 2 droommyle binne 'n uur kon hardloop het. Hy het hierdie prestasie op 9 Februarie 1984 ook op Koetsenburg behaal. Lambreg se kleinseun, ook de Villiers, sal volgende week aan sy eerste dagbreek straatmyl deelneem. Hy is 'n leerling aan Grey College in Bloemfontein en sal in die seuns se onder 19 wedloop ook deelneem. Die 22ste byeenkoms van die Cape Epic skofwedren in die Weskaap sal volgende jaar oor 692 km oor die onbergsame bergpasse en spoorpaaie in Montague en Greyton beslis word. Die roete is donderdag aand in 'n Kaapstadse hotel bekendgestel. Sal van 15 tot 22 Maart 2026 plaasvind en inskrywings is reeds uitverkoop. Die sowat 1300 deelnemers sal 4 verskillende Weskaapse dorpe aandoen, elk met hulle eie unieke natuurskone en uitdagings. Die paai en bergpasse in Montague sal vir die eerste keer in 19 jaar gasheer speel vir die Epic en sy deelnemers. Netbal Nieu-Seeland het die voormalige Kaapenaar Karen Burger as sy waarnemende kaptein aangewys. Die 32-jarige verdediger se adjudant is Kelly Jackson. Die silwervarings kom vanaf 17 Oktober in 4 toetse om die Constellation beker teen Australië te staan. Nieu-Seeland het verlede jaar die reeks met 3-1 gewen. Netbal Nieu-Seeland het daar voor die toets teen Suid-Afrika gevra om op sy te staan, omdat geskille tussen haar en die beheerliggaam nie betyds opgelos kan word nie. Na oefenkamp in Januarie in Sydney het sommige Kiwi-spelers beswaar aangeteken oor Taurua se streng oefeningregime, haar leierskap en kommunikasiestyl, asook veranderinge wat sy in die hoofprestasieprogram wil aanbring. Burger was die Kiwi-kaptein in die eerste toets teen Suid-Afrika, waarna Jackson en Grace Nweke die leiersels in die volgende 2 toetse oorgeneem het. Daar is 'n sterk moontlikheid dat Taurua haar nou te die hof sal kan wend. Italië pak Chili, wat pas vir die Wêreldbeker toernooi in 2027 gekwalifiseer, eerder as Samoa as deel van sy November toetsreeks, wat ook 'n kragmeting met die Springbokke sal insluit. Hierdie besluit na versoek van Samoa weerspieël die verander prioriteite vir sowel Chili as Samoa, soos wat hulle onderskeie paai na kwalifisering vir die Wêreldbeker toernooi in 2027 aanpak, so sê die Eritreaanse Rugby Federasie in 'n verklaring. Samoa moet dus aan 'n finale Wêreldbeker kwalifiseringstoernooi in Dubai van 8 tot 18 November deelneem, wat saamval met die November se toetse. Die Italianers speel op 8 November teen Australië in Udine en 'n week later teen Suid-Afrika in Turyn, gevolg deur die kragmeting met Chili op 22 November in Genoa. Na 2 seges by die huis in die VRK het die Stormers hulle toer in Wallis met 'n oortuigende bonuspunt oorwinning van 34-0 oor die Scarlets begin. Besoekers vir die eerste keer in volksvreemde helder groentruie was teen die rustydtyd met 17-0 voor, maar dit het nie naaste by hulle oorheersing in die eerste helfte weerspieël nie. Sasha Fynberg, die jong boklosskakel, was die afgelope tyd op sy stukke in die rugby kampioenskap, maar hy was vanaand ver van sy beste gewees. Hy is boonop in die tweede helfte met 'n geel kaart gestraf. Die Stormers het hulle spiere voorgebuld en met momentum die baljagter Paul de Villiers in die tyd wat op die veld was, 'n oorlas van homself op die grond gemaak. Te oordeel aan die vertoning kan 'n lang seisoen vir die Scarlets word. Ons weet hoe tredig Walliese rugby die laaste paar seisoene is en die Scarlets se poging het nogmaals bevestig, daar is te veel VRK franchise in die Drake se kontry. Puntemakers vir die Stormers was Evan Roos wat 'n 3 gedruk, Paul de Villiers het ook gaan druk, Ruben van Heerden, Sasha Fynberg en Komozule en Imad Khan het ook agter die pale gaan kuier. Ander VRK-wedstryde wat die naweek plaasgevind het, sy uitslaa lyk soos volg. Munster het 20 aangeteken teen Edinburgh, die Scarlets het 0 en die Stormers 34. Ospreys het 24 aangeteken teen Zebras se 0, Benetton het 41 teen die Lions se 15 aangeteken. Glasgow Warriors het 49 aangeteken teen die Dragons se 0, Leinster het 31 teen die Haie se 5 aangeteken. Cardiff Rugby het 14 gekry teen Connacht se 8. Ulster het gewen met 28 punte teen die Bulls se 7 punte.
Die VRK puntelys sien as volg uit. In die eerste plek is die Stormers op 14 punte, gevolg in die tweede plek deur Munster, ook op 14. Glasgow Warriors het 11 punte, Cardiff Rugby is in die vierde plek met 11 punte, Ulster in die vijfde plek met 10 punte, gevolg in die sesde plek deur die Bulle, ook op 10 punte, in die sewende plek is Benetton met 9 punte, in die agste plek is Zebre, ook op 9, Connacht is in die negende plek op 6 punte, gevolg in die 10de plek deur Leinster op 6 punte, die Ospreys is in die 11de plek met 5 punte, gevolg deur Edinburgh op 12de plek met 3 punte, die Sharks is in die 13de plek met 2 punte, gevolg in die 14de plek met die Dragons op 2 punte, die Lions is in die 15de plek op 1 punt, en die Scarlets in die laaste plek op 0 punte. Nadine de Klerk, wat 25 jaar oud is, het donderdag met uitstekende kolfbeerd 84 onoorwonne lopies vanaf sleg 54 balle wat insluit 8 vierde en 5 sesse Suid-Afrika tot 'n sege met 3 paltjies in Visakhapatnam in India opvoer. Dis haar hoogste telling tot nou toe nog in eendag cricket vir die nasionale span. De Klerk het egter korte mette van die teiken gemaak deur die wenlopies met 'n 6 met nog 7 aflewerings oor te slaan. Ek dink ons het slim cricket gespeel. Ek en Chloe Tryon het probeer om so lank as moontlik in te bly. Ons het geweet indien ons 40 lopies van die laaste 4 boubeurte moet kry en ons kolf steeds, is dit binne ons bereik, het sy gesê. Dit het daaroor gegaan om ons vennootskap te bou en onsself in te speel en dan veral die naadbowlers aan te vat, het sy gesê. Selfs toe Tryon op 49 uit is van 66 balle wat insluit 5 vierde in die 46ste boubeer been voor 'n paaltjie betrap is deur Snearana, 'n draaibal-bowler, het de Klerk nog steeds kalm gebly met strategiese enkellopies gesorg dat sy die meeste van die slag bied. Die sege oor Indië het die Proteas in 'n goeie posisie geplaas om die half-eindrondes te haal. Nadat hulle in hulle eerste wêreldbeker stryd ver teen Engeland verloor het hulle teruggeveg met seges oor Nieu-Seeland en Indië. Suid-Afrika se volgende wedstryd is maandag teen Bangladesh. Die wedstryd word ook in Visakhapatnam beslis. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemke for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek: Masina 2139, Polokwane 1931, Lephalale 2036, Mbombela 1933, Mahikeng 1532, Pretoria 1933, Johannesburg 1528, Ermelo 1328, Galagadi 1731, Gaborone 1935, Richards Bay 1929, Pietermaritzburg 16 en 27, Durban 1926, Port St. John's 1822, Pongola 1932, Maputo 2134, Bethlehem 1225, Bloemfontein 1326, Allewal Noord 1425, Welkom 1529, Vryburg 1332, Kimberley 1428, Appington 1829, Prieska 1430, Springbok 1328, Karasburg 1630, Keetmanshoop 1629, Mariental 1733, Alexanderbaai 1418, Brandvlei 1529, Loederitsbaai 1424, Vredendal 1430, Kaapstad 1521, Sutherland 1023, George 1320, Jeffreys Bay 1618, Cabarra 1618, Grafreinet 1421, Kapogelas 1321, De Aar 1325, Molteno 1119, Beaufort West 1427, Oos-London 16 in die oggend, 19 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.50 teenoor Amerikaanse dollar, 'n Australiese dollar kos R11.34, die euro kos R20.36, die pond verhandel teen R23.34, 'n yen kos 12 sent, die prys van silwer is $50, 1 Amerikaanse sent, platinum se prys is $1,598, palladium se prys is $1,429, die prys van goud per fyn ons is $4,015, die prys van Brent olie per vat is $62, 73 Amerikaanse sent. Ons gedagte vir die dag: fokus net op die trap voor jou, nie op die hele stel trappe voor jou nie. Lekker klim. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.